tweede van ons reeks waarin Jesus ons deur die bergpreek uitnooi te nader. Ons is hierdie week en volgende week kyk ons spesifiek na wat Jesus vir die mense oor gebed sê voordat ons aan klaarmaak en sien hoe Jesus hierdie hele preek, hierdie hele lang preek wat eintlik oor 3 hoofstukke in die Bybel is, hoe hy dit met 'n storie saamvat en onderstreep. Is eintlik die beste manier hoe mense dit ding kan doen. Nou, ek wil net eers sê, ons het 'n paar jaar gelede het ons hele 40 dae reeks oor gebed gehad. Ongelukkig is dit nie beskikbaar nie, maar ons gaan nie in hierdie 2 weke probeer om alles wat oor gebed te sê is aan te spreek nie. Ons weet daar's baie meer te sê daaroor as net dit wat ons in hierdie 2 weke kan sê, maar ons wil wel probeer om dit wat Matteus in hierdie stuk oor gebed sê, dit wat ons hier raak lees. Ons gaan 'n bietjie daarop fokus en kyk wat ons daaruit kan haal. Nou, ek wil eerstens vir jou die vraag vra. Hoe dink jy oor gebed? Wat is dit vir jou? Is gebed vir jou iets waarna jy uitsien? Is dit ietsie wat jy aframmel? Is dit iets wat jou benoud maak? Is dit iets wat jy vermy? Is dit vir jou 'n inkopieslys waarmee jy vir God 'n klomp opdragte kom gee, né? Soos ek ken mense wat so bid. Here, gaan asseblief vir dit, gaan asseblief vir dit, gaan asseblief vir dit. Dit nie eens daar's nie eens aanspreek niks nie. Dis net so drrr, sulke lysie. Okay, cool. Is dit nou maar vir hom opdragte te gee om te sê wat hy hierdie week moet gaan doen en saam met wie hy moet wees en waar hy moet help en so aan? Of het jy dalk 'n rympie wat jy volg van dis nou maar net vir jou makliker. Jy moet onthou om al hierdie goetertjies te tik. Wens jy dat jy soos party van hierdie preachers onder die ligte en die stages en die goed, net daai met die persligte, gewoonlik is dit sulke lekker persligte, dat jy sulke passionate gebede kan bid soos wat hulle doen. Of kom jy soms agter dat jy dieselfde woorde oor en oor opsê as jy bid, of dieselfde soort woorde en dit voel asof jy teen die plafon vaspraat. So maar iewerster is daar nie 'n connect. Nou Jesus het geweet gebed is 'n belangrike element vir die Jode destyds ook vir sy eerste eeuse mense, maar ook vir ons geloofslewe vandag. En soos met hulle kan ons ook in 'n paar slaggate trap wat gebed aanbetref. Nou ons gaan vanaand 'n bietjie kyk oor hoe Jesus ons hiermee kan help. Kom ons kyk daarso na die teks wat ons saam gaan lees in Matteus 6 vers 5 tot 8. Hy sê verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Nou, daar is 'n klomp aspekte wat probleme kan wees met gebede in ons, en ja, die Jode van Jesus se tyd, ons deel al hierdie goeie. So kom ons kyk na 'n paar van daai goed. Nou, eerste ding daarso kan ietsie wees soos vormgebede. Nou tipies jou tafelgebede, of selfs die Onse Vader. Ons gaan bietjie net nou by die Onse Vader stil staan en 'n bietjie mooi uitpak. Maar selfs dit kan net 'n ritueel word, 'n ding wat ons doen sonder om mooi daaroor na te dink. Nou, die Jode het spesifieke gebede gehad wat hulle elke dag moes opsê, waaronder die Shema en dan nog 'n ander klomp goed wat hulle so gedoen het. Nou, dit het vir hulle ook naderhand so geraak. Dis nou maar net nog 'n stukkie ritueel, nog 'n stukkie, ek moet hierdie ding doen vandag, want dit is wat 'n goeie mens doen, so ek doen dit nou maar. Nou, dit was vir my altyd, toe ons klein was dit vir my 'n fascinating ding geweest. My pa se tafelgebed was 'n rympie wat ek het dit eers laat in die laerskool kon ek hom begin ontsyfer. Dis ek probeer, dit het meer geklink soos Vader se Gabriël, so amen. As ek sê ook, cool. Nie heeltemal seker wat hy gesê het nie, maar daar was ietsie met Gabriël in. En later ek agtergekom is, Vader, ons sê dankie vir hierdie gawe, maak ons opreg dankbaar. Maar dis was soos gecompressed, so te klein. So laat kon ek eers agterkom, okay, dis wat daar staan, of dis wat hy sê. Maar wanneer ons gewoonweg Bybel gelees en gebid het,
dan het hy gewoonweg gepraat. Dan kon ek al die woorde hoor wat hy sê en dit het geklink soos normale praat. Maar nie met daai nie. Daar was dit so trrr, en is elke keer dieselfde. Nou, ek dink julle het soortgelyke ervarings al gehad in jou lewe of iewers teruggekom waar jy dit gehoor het. Nou die vraag is nie bid jy voordat jy eet nie. Want baie van ons doen dit en doen dit ook met 'n rympie. My vraag is hoekom doen jy dit enigstens? Jy al gedink daaroor? Toe ek op koshuis was op universiteit, ek en 'n chommy eendag gaan sit ons aan eet in die eetsaal, maar hy kom met sy kos en hy's ook 'n mooi kind van die Here en alles. En hy sê nee, wat hy voel nie hy hoef te bid voordat hy eet nie. Ek sê hoekom? Hy sê nee, hy het mos uit die kos gekry. Hy hoef nie te bid om die kos te kry nie. Hy het dit mos gekry. Sê ek wel ou, dit is eetsalkos, jy moet bid vir beskerming. So ek sou maar gebid het as ek jy was. So die ander ene waarna ons kan kyk is geleentheidsgebede of gebedstye en gebedsplekke. Daar was vir die Jode was daar spesifieke gebede vir elke geleentheid onder die son gewees. Dit het egter met tyd vir hulle ook hierdie spesiale betekenis verloor en slegs 'n ritueel geword wat nou maar as 'n plig uitgevoer was. Dink nou maar weer ook aan wat ons gehad het ook by ons mense van bid daar vir reën of bid daar vir vrede of bid daar vir watter ook al of gebedsgeleenthede wat daar was. Was dit regtig gedoen met die bedoeling om by God vir daardie sake in te tree? Ek sê nie dit was nie. Ek vra net wat as jy by dit was, wat sou jou intention gewees het? Of dink ons as ons genoeg mense bymekaar kry om te bid, dan gaan ons God se arm kan draai om 'n sekere ding te kan kry? Dis dit waarmee ons na gebed toe gaan? Vir die Jode was dit 'n baie spesifieke ding geweest van rondom tyd. Hulle moes 9:00 die oggend en 12:00 die middag en 3:00 die middag moes hulle weer so gebid het. Nou weer eens was die klem hier, dit het 'n vorm geword van dit is nou maar hoe ek 'n patroon, hoe ek die dinge doen. 'n Gewoonte sonder dat dit betekenis gehad het. En hulle moes verkieslik ook in die sinagoge gebid het, nê, want dit is mos waar God is. Nou ek weet ons wat hierso sit vanaand dink daarom nou nie heeltemal so oor die kerkgebou dat God is net hier of dis die enigste plek waar mense kan bid nie, maar partykeer het mense nog steeds daardie behoefte, maar dit is anderster om hierso te sit en in stilte te bid. Die spasie is bietjie anderster, dit voel 'n bietjie anderster. Dalk word my gebede hierso vinniger of beter gehoor. Nou, dit is nie heeltemal waar nie, ons weet dit. God is oralster. Party mense dink dat hoe langer die gebed is, hoe beter moet dit wees. Nou, ons Afrikaners is baie skuldig daaraan en ons het 'n dominee gehad toe ek op laerskool was. Hy het verskriklike lang gebede gebid voordat hy begin preek het. So tussen sy epiklese gebed, sy openingsgebed. Ek en my sussie het naderhand dit getime. So die rekord was 17 minute. So wat gebeur is jy sit en jy bid nou saam want jy's nou mooi gehoorsaam, maar naderhand is jy onseker, het ek geslaap, het ek nie geslaap nie. So jy maak jou oë oop en jy kyk en jy kom agteroor en jy cool. So as jy is besig om te bid, dan gaan jy nou maar weer aan en dan wag jy nou maar weer en dan is dit nou maar weer daai vibe en dan ja, maar ons het getime. Die toppunt was 17 minute gewees. Ek gaan nie die dominee se naam sê nie. Maak nie saak nie. In elk geval. Ander ding wat ons kan doen is ons dink ons moet dieselfde woorde oor en oor en oor herhaal. Hoe groter die woorde is, hoe meer belangrik is hy of hoe meer gewigtig kan dit wees. Het jy al gehoor hoe mense anderster woorde gebruik as hulle bid? Ek dink vir baie keer vir ons is dit die ding wat ons intimideer as iemand vir ons vra om hardop te bid. Dat ons dink maar ek ken nou nie groot woorde nie. Ek ken nou nie groot genoeg, belangrik genoeg taal nie. Soos jy hoef nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Natuurlik moet ons met respek met God praat. Ek sê nie ons moet nie, maar dit beteken nie hoe hoogdrawend te raak nie. Nou skielik te gaan oudtydse woorde gebruik of enigiets vreemds te gaan doen nie. As jy die woorde wat jy in 'n gebed gebruik nie kan sê in gewone geselskap nie, moet jy dalk na jou geselskap kyk. Maar ook, hoekom gebruik jy dit dan as jy bid? Wees gemaklik en kies ten minste die woorde wat jy gebruik as jy bid. En hoekom dit oor en oor en oor sê? Nou party mense het ook daai gewoonte om die Here die hele tyd aan te spreek in die middel van hulle gebede. As jy met mense praat, doen jy dit. Sê jy die hele tyd hulle naam oor en oor dat jy net seker maak hulle luister nog vir jou. Riona.
seker maak. Hulle luister vir jou. Partykeer moet 'n mens want jy voel of oor jy gee nie aandag nie, maar okay. Partykeer doen mense dit dat hulle bid om gesien te word. Hulle woon 'n geleentheid by sodat hulle ook kan sê hulle was daar. Nou, 'n paar jaar terug, onthou julle daai Loftus for Jesus geleentheid? Ek weet nie of julle daar was. Al was van ons was daar so gewees. Massiewe gebedsbyeenkoms op Loftus. Oor die 70,000 mense. Daai stadion, hulle het op die gras gesit, was vol gewees. Nou, die vraag kan wees, het jy gegaan om te gaan saam bid vir die land, het jy gegaan om Angus Buchan te sien, het jy gegaan om saam met Louis Brits te sing, het jy gegaan sommer net om te sê, ek het niks om te doen op 'n Saterdag nie, ek wil graag daar wees. Jesus sê, hierdie ouens het mos nou, hulle is mos ook al beloon dat almal hulle gesien het, so hulle het nie nou nog 'n beloning van God af ook nodig nie, hulle het mos klaar prysie gekry. Hoe om wel te bid, daar's wel twee goeders, daar's baie maniere, maar daar's twee goed wat ek net wil uitlig rondom gebed wat vir ons belangrik is om op te let, om raak te sien. Die eerste ene is dat gebed is 'n offer aan God, nie aan mense nie. En dis 'n belangrike ding om te onthou dat dit in die heel eerste plek oor God gaan. En dit is 'n offer. Dit is ietsie wat ek bring van myself af, wat iets van myself vat. Ek gee iets van my hart. Ek gee 'n stukkie van my eie self, my hart lê ek voor hom neer. Dis nie 'n versoeklysie wat ek bring of 'n opdraglysie nie. Ja, ek kan na hom toe kom met enigiets natuurlik. Maar dit is 'n geskenk wat ek bring. Dis 'n stukkie van myself. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Of dit gaan ten minste nie oor die mense rondom my nie. Dis persoonlik. Dis 'n intieme gesprek. Dis nie 'n tool waarmee ek mense beïndruk nie. Die ander ding is dat ek kan kom met 'n verwagtende hart. Selfs al is dit soms net 'n sug wat ek uitlaat. Daar's baie ander plekke in die Bybel wat ook hieroor praat, maar vir nou is dit net genoeg om dit te kan sê. Jy kan maar verwag dat God na jou luister as jy met hom praat. Nou hierdie ene kan nogals 'n triekie ene wees om regtig onder die knie te kry, want omdat ons meeste van ons nie God se stem hoorbaar hoor terwyl ons sit en bid nie. Daar is mense wat dit is hulle belewenis. Meeste van ons het dit nie. So dis 'n bietjie anderster as wanneer ek met iemand so sit en gesels. Ek kan mos nou sien of hulle vir my luister of nie, want hulle let, ek kan sien of hulle oplet. Met God is dit anders, want ek kan nie hom so sien nie, so dalk kan ek voel, maar hy luister nie as ek praat nie. Hy gee nie aandag nie, sy aandag word afgetrek deur iemand anderster of deur iets anders. Want anders is hy mos na my geluister of hy sou my gebed anders verhoor het. Nou, Frans gaan volgende week 'n bietjie verder oor hierdie gedagte van gebedsverhoring praat, maar weet net, God is anderster as mense. Hy hoor jou, hy sien jou, en hy luister, hy gee aandag. Selfs al is jou gebed net 'n stille sug in sy teenwoordigheid, sy aandag word nie afgetrek nie. Jy kan maar met hom praat. Jesus leer van hier af sy disippels hoe hulle wel moet bid. So as hy dan nou sê in Matteus 6:9, so moet julle bid, en dan kom ons nou by die Onse Vader. Nou, daar's ons klein papiertjies by die tafels en ek wil hulle graag, julle is welkom om hulle na die tyd te vat en om net bietjie te gaan kyk. Dit wat ons nou gaan sê, pak dit net lekker saam en dan kan jy so bietjie gaan kyk hoe dit vir jou kan werk. Nou, die Onse Vader, soos ons nou gesê het, aan die een kant dink ons, ja, maar dis mos nou 'n lekker standaard gebed, né? Almal ken dit en dis ietsie wat ons mos nou maklik amper kan gebruik, soos as jy nou niks anders het om te bid nie, bid dan nou maar die Onse Vader. Okay. Uiteindelik is dit nie 'n standaard gebed wat ek nou maar net so kan uitblik nie. En net enige plek, enige tyd kan opsê nie. En ek gaan nou verduidelik hoekom. Dis ook nie 'n gebed wat ons nou dink ons moet dit nou maar vir klein kindertjies leer, want dis nou 'n goeie ding om vir hulle te leer nie. Ons het so 'n mooi plakkaat gehad teen die deur toe ons klein was, so groene, wat hom nou so opgedeel het met sulke kindergesiggies. Hierdie gebed is 'n disipelgebed. Dis 'n gebed wat jy eintlik net kan bid as jy erns gemaak het daarmee om te sê ek kies om vir Jesus te volg. Ek kies om hom deel van my lewe te maak. Daar's 'n verbintenis tussen ons.
Die dinge wat ons hierin bid, het eintlik so baie gewig, maar dit is ook ongelooflik bevrydende goed. Want dit dra meer inhoud as wat ons dalk voorheen besef het, en dit is hoekom ek graag wil hê julle daai papiertjie moet saamvat. Maar kom ons kyk daarna. Nou, dis opgedeel in 6 bedes. So daar's 6 klein gebedjies in dit in. Die eerste 3 het alles met God en met God se glorie te doen. God en God se koninkryk. Dit is oor wie dit gaan. Die tweede 3 het met ons behoeftes te doen en ons nood, maar ook met die 3 persone van God en die 3 tye waarin ons beweeg. So dis nogal 'n interessante in mekaar gevlegte ding. So as mens mooi daar gaan kyk, daai tweede 3. Ons vra vir brood, so dis onderhouding van ons lewe, sustenance, sustaining. So dit is die Here, dis nou. Wat sê ons daarmee? Ons erken dat God die Vader, die skepper en onderhouer van ons lewe is. Die tweede ene, ons vra vir vergifnis. Dis vir goeders wat klaar gebeur het, vir die verlede. Ons erken daarmee dat Jesus die Seun, ons redder en verlosser is. En die derde ene, ons vra vir hulp met versoeking of met toetsing, soos wat ons nou sal sien. So met ander woorde, dit wat in die toekoms gaan gebeur. So daarmee erken ons dat die Heilige Gees ons vertrooster is, ons versterker is, ons lewensgids is. Nou kom ons kyk na elkeen van hierdie goeters apart. Eerste ene, ons Vader wat in die hemel is. Dit klink maklik en eenvoudig, nee. Wat sê ons hiermee? Hier is 'n klomp goed wat eintlik hierin gepak is. Eerstens, die God wat ons aanbid is nie 'n onpersoonlike, koue, vreemde, altyd kwaai, altyd reg om te slaan, ou met 'n weerligstraal nie. Dit is hoe die heidene oor hulle gode gedink het. Daar's nie 'n persoonlike verhouding gewees nie. Daai ouens, as jy kyk Egiptiese mitologie, Griekse mitologie, Noorwe, Thor en daai ouens, daar's nie 'n persoonlike verhouding nie. Daai ouens kom in, hulle kom maak moeilikheid of hulle kom punish of hulle kom doen iets en dan is hulle weer weg. En jy moet nou maar probeer om hulle te paai. Hierdie is iets anderster. Ons God is anders. En Jesus kom sit hierdie gebed juis in 'n anderster soort verhouding neer. In een van liefde, een van omgee, een van sorg, een van vriendelikheid, een van toeganklikheid. Nou ek weet daar is van ons wat probleme het met die vaderbeeld, spesifiek as gevolg van ons eie ervarings wat ons dalk met ons aardse paas gehad het, maar dit maak nie die bedoeling van wat hierso gesê word ongeldig nie. Want hier is 'n paar kwaliteite wat Jesus wil hê ons moet raak sien. Eerstens dat dit 'n persoonlike ding is. Dit gaan oor 'n verhouding, 'n close verhouding. God is nie die nice oom in die familie wat soms kom kuier nie. Hy is nie Kersvader wat ek net een keer 'n jaar sien as ek soet was nie. Hy is ons pa. Hy is jou pa, maar die beter pa. Die een wat ons aardse paas nooit sou kon wees nie. Hierdie verhouding is ook nie 'n goedkoop of 'n sentimentele, maklike chommy verhouding nie. Dis nie dit nie. Dit is nog steeds een van respek en van eerbied, want God is nie soos ons nie. Ja, ons is sy beeld, ons is sy verteenwoordigers, maar hy is en hy bly altyd anders as wat ons is. Nou met hierdie bede gee ons erkenning aan God se plek in die heelal, maar ook ons posisie teenoor hom. Close teen aan ons, maar ook veel groter en veel magtiger as wat ons ooit sal kan wees of besef. Tweede ene daarso, laat u naam geheilig word. Wat sê ons hiermee? Ons erken hiermee dat God se naam uniek is, anderster is, apart gestel is vir 'n spesifieke doel. So ons praat oor die woord heilig in die Bybel, is dit dikwels daai betekenis wat na vore kom. Apart gestel vir iets spesifieks. Nou, veral in daardie tyd, ons doen dit partykeer vandag ook, wat jy 'n naam met 'n betekenis vir iemand gee, maar vir hulle was dit amper andersom. Jy het jou naam gehad en jou betekenis was daar, of jy hom nou wou uitleef of nie. Dit het jou natuur, jou karakter, jou persoonlikheid beteken. As ons hierdie ding bid, dan sê ons eintlik op 'n manier, ons vra vir God, stel ons in staat om aan u hierdie unieke plek te gee, wat u aard, wat u karakter verdien en van ons vra, van ons vereis. So ons raak bewus en ons erken eerstens dat God bestaan, dat hy hier is, dat hy 'n spesifieke rol
in ons lewe. Reverence is 'n bietjie makliker om mee te werk as die Afrikaanse verering. Verering is dalk moeilik, maar reverence sê dit is kennis plus onderdanigheid. So wat beteken dit? As ek sê ek ag jou hoog, want ek weet ja, ek het kennis van wie jy is. Jy doen iets wat beter is as ek, maar ek stel myself ook ondergeskik aan jou. Jy doen goeie goeders, maar ek weet ek kan by jou kom leer. So daarso is daardie twee komponente wat saamgaan daarmee. Ek stel myself ondergeskik aan God oor wie hy is en wie hy deur al die eeue heen bewys het om te wees. En ek wil vir hom daardie spesiale plek in my lewe gee. Daai reverence, daai anderster plek as wat ek vir enigiemand anderster gee. Derde bede daarso. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou hier is 'n interessante ding wat gebeur. Dit is 'n parallelisme. Groot, lekker Afrikaanse poësiewoord, nê. Nou, wat gebeur hierso? Die Hebreërs, hulle het baie keer so geskryf, en as jy gaan kyk in boeke soos Spreuke en party van die psalms doen dit ook. Hulle maak een stelling en dan maak hulle 'n stelling direk daarna wat dieselfde ding sê, maar hulle draai hom net om. Hulle verduidelik om. Soos dit is koud? Ja, dit is nie warm nie. Vir vandag gesê dit is warm, nee, dit is nie koud nie. Hulle doen dieselfde ding. Tipiese styl hierso. Een stelling en 'n ander een wat op hom volg. Die tweede deel verduidelik die eerste ene. So wat sê ons met hierdie? Daar waar God se wil geskied, is dit hemel. Mag dit so ook hierso vir ons wees. So om in God se koninkryk te wees, is om God se wil nou al te doen. Dink gou mooi daaroor. Hierso waar ons nou woon en beweeg en werk, nou al kan ons dit doen. Nou al kan ons in sy koninkryk wees. Ons praat baie oor daai goed. Maar laat dit 'n bietjie slag insink. Wat sê jy hiermee? Ons erken hiermee dat ons vir God vertrou, dat hy beter weet as ons. En ook dit kan vir party van ons 'n baie moeilike ding wees om te doen. Want ons ervaring was dalk nie dit nie. Deur die loop van ons lewe bou ons vrae op, ons gaan deur ervarings, ons sien goed gebeur met onsself of met ander mense en ons begin vra, maar hoe werk God se wil? Nou dit is nie vrae wat ek nou vanaand wil probeer beantwoord nie, want ek weet dit is meer kompleks as dit. Maar deur hierdie gebed te bid, kies ons om onsself ten spyte van ons vrae en ons belewennisse nogtans aan God se wil te onderwerp en steeds daarna in ons lewens te bly soek. En ek wil vir jou uitnooi, kom praat oor hierdie ding. Kom gesels oor hierdie ding. Kom help soek, kom soek saam. Daar's heelwat plek waar ons oor dit kan gesels. Die vierde ene, as ons begin gaan na dit wat oor ons gaan, as ons sê gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou, ons het net aan die begin gesê dat hierdie bede vat ons na die Here toe, nê? Nou, ons erken dat God as skepper en onderhouer, sustainer van die ganse wêreld ook vir elkeen van ons skepper en onderhouer is. Dat sy teenwoordigheid in ons lewens hier en nou is. En dat ons hom hier en nou nodig het. En dat ons daarop staat maak om vandag te kan leef. Nou natuurlik praat ons hierso van ons fisiese brood, van ons werk, van ons salaris, van dit wat ek kry om mee te kan kos koop, ons versorging, maar ons praat hier ook van ons geestelike brood, van ons geestelike versorging. Wat is een van die terme wat Jesus homself noem? Ek is die brood van die lewe. So wat sê ons hierso ook? Ons vra vir hom, wees dit vir ons vandag. Wees vandag in ons lewens teenwoordig. Gee vir ons die krag en onderhou vir ons. Gee vir ons dit wat ons nodig het vir die dag wat voorlê. So dis die afhanklikheid vir jou gewone sorg elke dag se goed, maar ook, en jy kan dit op so omskryf, gee vir my wat ek nodig het om te doen wat ek moet doen in die koninkryk. Gee vir my die kennis wat ek nodig het. Gee vir my die geleenthede of die moed of die krag of die wysheid of die kalmte. Herinner my dat U deel is van my dag hier en nou. So ons erken hiermee dat die bron van alle lewe en alle krag en energie God self is. 5de ene daarso.
Vergewe ons skulde of ons sonde, net soos ons ook die skuldenaars of die wat teen ons sondig vergewe. Nou hierdie tweede bede vat ons na ons verlede toe. Soms ons verre verlede, ja, maar soms net so kort terug soos net nou of gister of verlede week. Want dit bring by ons 'n bewustheid of 'n herinnering dat ons vir Jesus as verlosser in ons lewens nodig het en dat ons opnuut vir die verlossing deur die kruis dankbaar kan wees. Nou vir hierdie gebed, vir hierdie bede om dit te kan bedoel, moet daar 'n paar dinge gebeur. Nou is interessant hierdie ene as ons sê daar moet by jou bewustheid wees van sonde, want anderster dan help dit nou nie regtig jy bid dit nie. Nou as ons dink aan sonde, ongelukkig in Afrikaans het ons nou een woord. Sonde. So ons dink slegte goeders. Maar daar's eintlik soveel wat daar's 'n klomp nuances, daar's 'n paar woorde wat hierna verwys. En dis interessant om daarna te kyk. Die eerste ene is een wat ons baie keer al gebruik het, hamartia, om dit te sien om die doel te mis, as gemiste geleenthede, om dalk nie te gedoen het wat ons kon doen om die koninkryk te help uitbrei nie, om die doel wat vir my daar was te gemis het. Pleinweg om uit te gemis het daar waar ons die wêreld 'n beter plek kon maak. Die tweede ene is sonde as 'n oortreding, to overstep, om te oortree, om buite die lyn te trap, uit te trap. Daar's waar ons wel dinge gedoen het wat nie goed was nie. Daar was 'n lyn vir ons getrek en ons het buitekant die lyn beweeg. En sê gou vir my, wie is altyd vriendelik? Wie is nooit nors nie? Wie was nie laasweek ongeskik gewees met enige iemand nie? Wie dik nooit 'n storie aan nie? Net om bietjie dit net in te kleer, want ons verdraai soms 'n storie om ons te pas, ons is soms nors, partykeer is ons net klein ongeskik. Partykeer tree ons buite die lyn, ons oortree die lyn wat vir ons getrek is. Partykeer kan sonde 'n glips wees, 'n slip-up, gewoon net om iets nie reg te gedoen het nie waar ons dit beter kon doen. Dis hierso waar ons dalk regtig nie met opset sleg of verkeerd bedoel het nie, regtig erg nie. Maar in 'n onbewaakte oomblik was jy impulsief geweest en het jy dalk ietsie gesê of ietsie gedoen wat nie so great was nie. Dan is daar ook natuurlik sonde in die sens van as jy weet wat reg is en jy kies dan om die verkeerde ding te doen. Ja, as jy slegte goeders doen, wetteloosheid, né? Jy weet hierdie ding is nie reg nie, maar jy kies om hom te doen want jy's nou hardkoppig. Ja, dan moet jy nou kyk hoe dit nou uitwerk. Nou die woord vir sonde wat hier so spesifiek in die Onse Vader gebruik word, is een wat praat oor skuld. Om te faal om jou deel te bring, om te faal om die deel wat jy het om te gee, om dit te bring. Wat 'n bietjie anders is as om te sê ons was nou stout geweest nie. Ons het hierso dit te maak met dat ons erken, ons is nie volmaak nie. En ons as mense gaan nooit ten volle teenoor ander mense en teenoor God kan doen wat ons eintlik veronderstel is om te doen nie. Nooit ten volle nie. Ja, ons gaan ons bes gee, maar ons gaan altyd tekort skiet. So die letterlike betekenis daarso kan dan wees, vergewe ons skuld waar ons gefaal het om ons deel vir die koninkryk te bring. Vir sover as wat ons bereid is om ander mense oor te sien vir dit wat hulle aan ons gedoen het. So as ek sê, ek sal daai en daai persoon nooit vergewe nie, dan gee ons vir God half die reg om ons nie te vergewe nie. Ek wil nie myself in daai posisie sit noodwendig nie. Nou en ek weet, vergifnis kan 'n baie triekie besigheid wees. Wat vir party van ons baie meer moeite vat, baie langer pad vat. Dit is nie 'n eenvoudige boem klaar ding nie. Party goeders is maklik, party goeders nie. En ek wil jou uitnooi om verder hieroor te kom gesels. Ek sê weer eens nie vanaand het ons, dis die laaste woord wat ons sê oor al hierdie goed nie. Daar's baie meer hier rondom. Dit is baie regtig meer kompleks, ek weet dit. Maar ek wil graag hê dat jy die volgende 3 goed rondom dit moet onthou. Om te vergewe, om te kan vergewe, moet jy leer om te verstaan hoekom mense doen wat hulle doen. Moet jy leer om te vergeet, triekie, en leer om lief te hê ten spyte van dit wat gebeur het.
Weer eens, ek sê nie hierdie is so eenvoudig as dit nie. Dis 3 beginsels wat ons in ons agterkop moet hou. Belangrike ding is, om vergewe te word, moet ons self ook vergewe. En dikwels begin dit daarby om jouself te vergewe. Ek gaan dit weer sê. Om vergewe te word, moet ons self ook vergewe. En dikwels begin dit daarby om onsself eerstens te vergewe. Maar weer eens, soos ek sê, hierdie is 'n gesprek waarna ek jou uitnooi, kom ons praat verder hieroor. Ek weet dis nie net eenvoudig nie. Laaste ene daarso, nommer 6, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Of dan nou van die bose een. Dis eintlik 'n persoonlikheids, hulle verwys na 'n persoon daarso, nie van boosheid in die algemeen nie. Nou hierdie bede het te doen met dit wat vir ons wag, ons toekoms, of dit nou oor 'n uur van nou af is, of oor 10 jaar van nou af is, ons commit ons lewe vorentoe aan die leiding van die Heilige Gees. Dit is wat ons sê. So die vertaling moet eerder ietsie wees soos, laat ons nie hierdie toets van lojaliteit, of van krag, of van diensbaarheid val nie. Eerder as, moet ons nie verlei om slegte goeders te doen nie. Daar's 'n belangrike onderskeid wat hierso gemaak word, wat ons moet raak sien. So versoeking of toetsing in hierdie sin is nie daar om ons te laat faal nie, nee, maar om ons sterker en beter mense te maak. So dis nie ontwerp om ons sonde te laat doen nie, maar om ons goed te laat word. Net soos wat metaal getoets word, wanneer dit ge-quality test word, nee, om meer druk te kan hanteer, of onder erger omstandighede te kan funksioneer, as wat dit normaalweg sal, wanneer dit gebruik word. So word ons ook dan getoets, sodat ons in God se diens gebruik kan word. Nee, God is ook nie die ene wat al hierdie toetsies elke dag op ons pad sit van, eintlik is die lewe een massiewe eksamen nie. Nee, dis ook nie dit nie. Weet dit maar net. Soos ook nie 'n strawwerige, glibberige, kom ons kyk hoe ons hom kan laat faal nie. Maar dit gaan oor, kom ons kyk of hy of sy vandag sterker is. Kom ons kyk of hulle vandag hierdie situasie beter kan hanteer. Wie van julle het al agtergekom dat dis dikwels dieselfde goed waardeur jy getoets word. Dis dieselfde soort situasie. Dis dieselfde soort omstandighede, dis dieselfde ding wat vir jou 'n versoeking bly oor en oor. Sodat ons weer deur daardie toets kan gaan en dit sterker kan hanteer, dit beter kan hanteer as die volgende keer. En dit is waar God se genade so wonderlik is. Hy gee ons elke dag opnuut kans om daardie toetse te kan slaag. Laaste deel van daai is belangrik om raak te sien. Die bose of die bose een, dit kom van die hele ding af van 'n aanklaer. Hulle het die gedagte van Satan, van die duiwel, het ook ontwikkel deur die Bybel. Mense moet mooi lees, maar dit is daar so 'n ontwikkeling wat plaasvind van hierdie persoon, hierdie slegseer, hierdie slanderer, hierdie teenstander wat uitgebeeld word, wat 'n uitbeelding is van alles wat anti-mens, anti-God is, die teenpool van die goeie. Hierdie uitbeelding van al die negatiewe gedagtes en die downtalk en die slegmaak van jouself en die slegmaak van ander mense in jou gedagtes. Hierdie persoon wat hierso staan en al hierdie slegte goed in jou ore skree, oor jouself, oor ander, oor God, wat jou laat twyfel. So wat is hierdie bede? Hierdie bede is een om verlos te word hiervan. Van om dit wat met jou gebeur in 'n verkeerde lig te sien. Verlos te word daarvan om verkeerd oor God te dink. Verlos te word daarvan om verkeerd oor ander mense of oor jouself te dink. Hierdie was baie inligting. Ek weet, baie goeders om by mekaar te trek en om in gedagte te hou. En soos ek nou gesê het, daar's baie meer wat ons oor elkeen van hierdie kan sê. Soveel meer oor julle, ons Vader spesifiek. Maar ek hoop dat dit jou aanmoedig om dieper te begin kyk. Hoekom bid ek wat ek bid? Wat vra ek regtig van God? Wat sê ek vir hom? Hoekom sê ek dit vir hom? Hoekom kies ek hierdie woorde? Praat ek net? Of is ek regtig besig om te dink oor wat ek met my hemelse Pa bespreek? En ek wil jou uitnooi. Op die afkondigings ook is daar sulke kort oefeningkies wat jy kan doen hierdie week. En ek wil jou uitnooi, doen moeite daarmee. Probeer dit, kyk wat dit werk.
Kyk hoe jou gedagtes rondom jou gesprekke met God anders te loop. Hoe dit dalk kan begin affekteer, want op die ou einde is dit wat gebed mos is. 'n Intieme gesprek tussen jou en God. Volgende week gaan ons Frans dit verder vat en praat rondom, soos nou gesê het, sake soos vas, spesifiek gebedsverhoring, so moenie dit misloop nie, ek weet dis skoolvakansie, maar maak maar 'n plan, as jy nie die aand hier kan wees nie, probeer maar die oggend hier sou wees. Mag jy hierdie week regtig nuut en vars oor jou eie gesprekke met God begin dink. Amen.